Geliefdes, vertrou, dit gaan sommer baie goed met elkeen van julle, pastoor Dion hier, en is vir my weer 'n voorreg om saam met julle in die woord te kan wees. Ons is besig met ons studie, en ons is in deel 2 van die heel eerste Psalm, en dit gaan oor 2W. Dit is of geregtigheid of ongeregtigheid, of lig of duisternis, geliefdes, of leuns of waarheid. Daar is nie tussengang of grys area as dit kom by God nie. Dis of reg of verkeerd, nie middel nie. Jy's of warm of jy's koud. So hier is dit waar die psalmdigter somme in die intrapslag begin met ons moet 'n keuse maak. Gaan ons die Here dien, gaan ons hom volg, of gaan ons alle ander doen buiten dit wat die wil van God is. En om dit duidelik vir julle te maak is dat in Christus Jesus is die wil van God. In Christus Jesus is die wil van God, en ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus deur die geloof en dit wat hy vir my aan die kruis gedoen het. Dis al, ek word in hom geplaas deur my geloof en vertroue in dit wat Jesus vir my aan die kruis gedoen het. Romeine 6 vers 3 maak dit duidelik dat ek en jy is in sy dood gedoop. En Paulus herinner die gemeente dat hulle weer eens dalk vergeet het dat dit is waar die krag en wonderwerk van God manifesteer in jou lewe, is wanneer jy in geloof en vertroue wandel in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Dis wat Romeine 6 vers 3 vir ons dit duidelik maak, dat weet julle nie dat toe julle gedoop is, julle in Christus Jesus se dood gedoop is nie. So is julle dan saam met hom begrawe in die doop en die dood, en net so ook het julle saam met hom opgestaan om so in 'n nuwe lewe te wandel. Jou lewenswyse as 'n kind van God. Dit is jou heiligmaking. Dis nie 'n werk van wat uit godsdienstige reëls en regulasies plaasvind nie, maar dit is die werk van God, want ons is sy werkmanskap geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, so dat ons daarin kan wandel. So geliefdes, jou geloof geanker in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Ons is in Christus heel alleenlik deur as ons geloof geanker bly in dit wat ons daar gekry het. Nee, dit is die werk wat Jesus voltooi het aan die kruis, ons geloof en vertroue nou op hierdie oomblik in daardie voltooide werk. Ek lees, en ek gaan weer vers 1 lees, en ons gaan vers 2 toe vandag. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Geliefdes, 'n honger en dors na geregtigheid. Geseënd is hy, welgeluksalig is hy wat honger en dors het na geregtigheid, want hy sal versadig word. Geliefdes, versadig word met alles wat in Christus Jesus is, alles waarvoor Christus Jesus gesterf het. En om 'n honger en 'n dors te hê na die geregtigheid, is om 'n honger en 'n dors te hê na dit wat God van ons as kinders van die Here verwag, hoe ons moet lewe, hoe ons moet handel, en dit is alles Christus Jesus. Hoor mooi wat ek vir jou sê, dis hoekom Paulus dit duidelik maak, ek is gekruisig saam met Christus en ek lewe nie meer nie. Daar kom die kruis weer in volle visie, weer eens in die prentjie, deurdat wanneer ek gekruisig is saam met Christus en ek nie meer lewe nie, dan is dit Christus wat in my lewe. En ek wil hê jy moet iets net agterkom in hierdie Psalm sê, welgeluksalig is die man. Die man is Christus, geliefde. Hoor mooi wat ek vir jou sê, hy het in alles, in woord, in dagte en in daad, het hy God behaag en nie gefalter in een opsig nie. So daar is iemand wat werklik waar 'n groot begeerte en 'n verlange gehad het na dit wat
die Vader vereis. En dit was totale gehoorsaamheid, totale oorgawe. En dit is hoekom ons in daardie man, Jesus Christus, daardie verlosser en saligmaker, die seun van die lewende God moet wees en in hom moet bly. Dis hoekom ons deur genade op genade, halleluja, gered word en nie deur die werke nie, geliefdes, en ons geloof moet geanker bly in dit wat hy gedoen het. Die wet van die Here is die wet van Christus. Vir ek en vir jou as Nuwe Testament gelowiges word dit bevestig in die bloed. So Jesus Christus en wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, plaas ons binne die waarheid waarin God werk. Dit bewerk dan 'n diepe verlange, 'n diepe liefde vir dit wat God vereis. Want Paulus maak dit duidelik en hy sê in Galasiërs, maar wat my betref mag my roem nêrens anders te lê nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, waar die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. So die afsnypunt vir die trek van die wêreld en die begeerlikhede daarvan gaan moet wees die kruis van ons Here Jesus. Jou roem gaan moet lê daarin, jou verlange gaan moet lê daarin, sodat die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus, wat sterker is as die wet van die sonde en die dood, né? Twee wat ons leer in Romeine 7, wat hy daar sê is dat daar's een wet wat sterker is en oorwonne is, en dis die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus. Dis die wet van die Here, dis die wet van Christus, dis die wet van genade waarvolgens ek en jy lewe, geliefde boetie en sussie, en daardeur moet ons 'n liefde kweek vir hierdie boodskap van die kruis. En die boodskap van die kruis is nie net Jesus het vir my gesterwe 2000 jaar terug nie, dit is die boodskap van die kruis is alomeenvattend in die woord vir ek en vir jou, vir elke dag se geestelike groei, se geestelike standvastigheid, alles wat ons in Christus beleef, die kragtevolle werking van die Heilige Gees, die doop met die Heilige Gees en alles wat daarmee gepaard gaan, is in Christus Jesus te vind. En alleenlik van toepassing tot jou as 'n applikasie, as jou objektiewe geloof gaan rus in die kruis van ons Here Jesus Christus. En ek maak dit duidelik, geliefdes, ek praat nie van die balk nie. Ek praat van die voltooide werk. My geloof en vertroue in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, bewerk die geregtigheid van God in Christus Jesus in my lewe. En dit waarvoor Jesus gesterf het, kan ek deelagtig word in hierdie tyd waarin ek lewe, prys die Here. Halleluja. So my sy behaag is in die wet van die Here en oordink sy wet dag en nag. Dis 'n begeerte, dis 'n liefde, maar sonder dat daai liefde vir die omhelsing van die kruis nie in jou hart gaan wees nie, gaan die liefde en dit wat daar moet wees, soos dit alleenlik in en deur Christus gedoen kan word, gaan dit nie daar wees nie, want as die vlees heers, dan bewerk dit ongeregtigheid, dan bewerk dit die dinge wat in vyandskap met God is, want dit bedink die dinge wat in vyandskap met God is. So daar is dit waar weer eens ons gebring word na die kruis van ons Here Jesus Christus toe. Geliefde boetie en sussie, jy kan hierdie Psalm lees, jy kan hierdie Psalm bring. Baie mense het baie mooi boodskappe oor die Psalms gebring, maar geliefdes, as dit die kruis ontbreek, gaan jy onmoontlik in jou hele lewe dit doen wat God vereis. Jy gaan dit nie kan doen nie, want deur jou vlees en die teenwoordigheid van die sondige natuur, sal jy dit nie kan doen nie, want dit is 'n stryd, soos Paulus sê, in Galasiërs, waar hy sê, daar's 'n worstelstryd tussen die vlees en die gees, en die een staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. So wanneer ons in die vlees is, dan gaan ons nie kan uitvoer dit wat God vir ons sê nie. Jy gaan wêreld georiënteerd word, met Jesus aan die een kant, met wêreld aan die ander kant,
En dit is wat Jesus duidelik vir ons sê, ons kan nie die pad van ongeregtigheid loop en die pad van die Here loop nie. Ons kan nie mensebehaers wees en nog behaers van God wees nie. En hier is dit duidelik, geliefde broers en susters, ons hart moet uitverkoop wees in liefde tot die boodskap van die kruis, tot die wil van God en tot dit wat God verwag in geregtigheid. Want God is nog steeds heilig. Sy voorgeskrewe woord is nog steeds sy woord. Maar ek en jy, geliefde, moet verstaan dat Jesus Christus is die een wat alleenlik, halleluja, en deur jou, deur hierdie nuwe skepsel waartoe jy geskape is, kan leef en beweeg onder die krag van die Heilige Gees, en dit sal veroorsaak dat jy vir die Here kan lewe. Prys sy lieflike naam, sy wet en sy behaag is in die Here, prys sy lieflike naam. En ons moet dit onthou, geliefde boetie en sussie, ons moet dit vasmaak, hierdie boodskap van die kruis vasmaak in ons lewe en in ons binneste. Ek wil graag vir julle Romeine 6 Romeine 6 vers 13 tot 17 wil ek gou vir julle net lees, net vir julle dat die Gees van die Here vir jou duidelik maak waaroor dit gaan, geliefde boetie en sussie, wat die Here van jou en vir my verwag om te kan lewe vir die Here in geregtigheid. En ek lees vir julle in Romeine 6 vers 13. Romeine 6 vers 13 sê die volgende. Hy sê hierso: En moenie julle lede stel tot beskikking van die sondige natuur as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie meer onder die wet nie, maar onder die genade. Nou kyk nou hier, wanneer iemand nou hierdie Psalm sal lees, dan gaan hy nou vir homself probeer die wette van God gehoorsaam, en as die kruis ontbreek, gaan dit deur die vlees probeer gehoorsaam word, en dit gaan verval. Want onthou nou net, as ons in een opsig struikel, het ons aan almal skuldig geword. Die wet van God in 'n kind van die Here se lewe word vir 'n toepaslikheid wanneer ons die wet van die lewe in Christus Jesus gehoorsaam. En dit is om jou geloof te anker in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Ek gaan vir jou nou wys hierso wat hy bedoel. Hy sê, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie meer onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons dan die sonde doen omdat ons nie meer onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Weet julle nie dat aan wie julle self beskikking stel, as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees? Julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid, daar sy tot die geregtigheid, nê? Dan sê ons hierso, maar, nou sê Paulus, maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, hy praat van die sondige natuur hierso, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer, nê? Dis die boodskap van die kruis, dis die reël, die leer, dis Jesus Christus en hom as gekruisigde, dis die boodskap van die kruis, wat aan julle oorgelewer is, soos Paulus sê, ek het aan julle oorgelewer dit wat ek van die Here ontvang het, dat in die nag wat hy verraai het, hy die brood geneem het. Geliefdes, daai het alles deel, nie die nagmaal in sigself as die simbool nie, ek praat van, hy verkondig die boodskap van die kruis daar, nê? Want dit is aan hom oorgelewer. Ons lees dit in Galasiërs 1, ek dink is vers 12, waar hy sê dat hy die evangelie wat hy ontvang het, het hy nie van enige van die apostels of van 'n mens ontvang nie, maar van Christus self. En hy het opgegaan op grond van 'n openbaring, en dit wat hy ontvang het van Christus, het hy gaan verkondig, die evangelie wat hy onder die heidene verkondig word, sonder die onderhouding van die wet. Hy het die boodskap van die kruis neergelê, dat deur genade is ons gered, uit genade is ons gered deur die geloof, en dit is nie uit homself nie, dit is 'n gawe van God. Hy het dit weer eens aan die Galasiërs bekend gemaak en gesê, julle onverstandige Galasiërs, weet julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees, onder wie se oë Jesus Christus as gekruisig onder julle afgeskilder is nie. Dit alleen wil ek weet, het julle die Gees ontvang deur die prediking van die geloof of deur die werke van die wet, julle wat so baie gelei het as dit maar net verniet was, nê? En dan op die einde van die dag sê hy, het julle
julle was so mooi geloop in die gees, maar nou is julle in die vlees. Geliefdes, dit is deur hulle geloof objektief geskuif na om te probeer die besnydenis te onderhou, dis weer begin het wette te gehoorsaam en reëls en regulasies te stel. Kyk, daar het hulle die besnydenis genoem, nee, maar enige wet wat jy stel bo die vooropgestelde wet van God, dis die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus, dis om jou geloof van harte vas te maak in 'n werk wat al klaar voltooi is. Jesus Christus het dit voltooi, hy het dit volbring, jy moet in geloof en vertroue daarin rus, onder die genade van die Here, die krag van God en sy werk in jou lewe te kan laat plaasvind. Dis wat hulle hiervan praat, geliefde. En dit is waar die wet wat jy moet gehoorsaam, die wet van die lewe in Christus Jesus, die wet van genade, die wet, halleluja, wat vrymaak en nie jou onder diensbaarheid bring nie. Dis nie te sê jy gaan nie die Here dien nie, dis nie te sê jy gaan nie jy gaan vrug dra soos meer as ooit van tevore. Jy gaan die Here dien in geregtigheid en Christus gaan in jou lewe gesien word. En dit is hoe dit moet wees, geliefde boeties, is die Christus moet lewe. En nie ek nie, maar Christus. En hoe gaan ek dit doen? Wanneer ek my geloof en vertroue plaas in die een wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Galasiërs 2:20. As ek nie dit doen nie, dan verwerp ek die genade. So baie preek nie die boodskap van die kruis nie. Baie sal hierdie vir jou lees. Hulle gaan vir jou baie dinge sê, maar as die boodskap van die kruis nie geken word aangaande jou heiligmaking, jou lewe, hoe jy nou handel vir God, terwyl jy 'n kind van die Here is nie, gaan jy nie kan doen dit wat God vereis, en jy gaan nie sy wet dink dag en nag nie, hoe om die Here te behaag nie. Geliefdes, die gees van die Here beweeg binne die waarheid van Christus, en dit is alleenlik deur wanneer jou geloof geanker is in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Halleluja. Ons gaan aan 'n volgende keer, geliefdes, mag die Here vir julle seën en hou vas met julle geloof in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Die Here seën vir julle.